oog op die viering van die heilige nagmaal môre. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Die wydingslied, Gesang 10, vers 1 en 2 en die lofsang, Psalm 33, vers 1. Ons sing die wydingslied, Gesang 10, staande en bly dan staan tot na die lofsang, Psalm 33, vers 1. Rondom Jerusalem is daar berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Die skriflesing vanmiddag, broers en susters, is twee gedeeltes uit die woord van die Here. Uit die Ou Testament lees ons uit die profesie van Jeremia, hoofstuk 6 van vers 16 tot 19, en uit die Nuwe Testament uit die evangelie soos Matteus dit beskryf het, hoofstuk 11 van vers 20 tot by vers 30. Jeremia hoofstuk 6 en Matteus hoofstuk 11. En terwyl ons die Bybel opgemaak het, kom laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Here onse God, ons buig in dankbare aanbidding voor U. Ons loof U as ons Vader en ons prys U as ons Here. U het ons hier saamgebring op hierdie middaguur. En U het ons begenadig deur hierdie dag met lewenskrag en gesondheid. Ons kan in vryheid en in veiligheid hier saam wees. U bring ons ook saam in U teenwoordigheid. En U maak dat ons saam met broers en susters in die Here Jesus Christus 'n heilige gemeenskap word. U self voed ons met U woord
en lei ons deur u Gees op die pad na die heerlikheid. Daarom bid ons dat u self, o Heilige Gees, ons nou sal verlig, sodat ons die woord wat lewe gee sal hoor, en dat die woord ons sal roep na Jesus toe. Open ons verstand en hart, dat ons reg sal voorberei om die heilige nagmaal, as dit u wil is, môre op 'n waardige wyse te vier. Laat ons opnuut reg insien, Here, hoe verlore ons in sonde is, maar meer nog, hoe volkome die wonder is dat u ons verlos deur die gebroke liggaam en vergote bloed van u Seun Jesus Christus, sodat ons met blydskap na u toe sal kom, Here Jesus, en by u die rus van ware geloof sal ontvang. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen. Jeremia hoofstuk 6 van vers 16 af. So spreek die Here, staan op die weë en kyk en vra na die ou paaie, waar tog die goeie weg is, en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siel. Maar hulle het gesê, ons wil nie daarin wandel nie. Ek het ook wagte oor julle gestel en gesê, luister na die geluid van die basuin. Maar hulle het geantwoord, ons wil nie luister nie. Daarom hoor, o nasies, en weet, o vergadering wat onder hulle is. Hoor aarde, kyk, ek bring onheil oor hierdie volk, die vrug van hulle planne, want na my woorde het hulle nie geluister nie, en my wet, die het hulle verwerp. Tot sover die profesie van Jeremia. Uit die evangelie soos wat Matteus dit beskryf het, lees ons hoofstuk 11 van vers 20 af. Toe het hy die stede waarin die meeste van sy kragtige dade plaasgevind het, begin verwyd, omdat hulle nie bekeer nie. Wee jou Chorazin, wee jou Betsaida, want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as bekeer het. Maar ek sê vir julle, dit sal vir Tyrus en Sidon verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word. Want as in Sodom die kragtige dade plaasgevind het, wat in jou plaasgevind het, sou hy bly staan het tot vandag toe. Maar ek sê vir julle, dat dit vir die land van Sodom verdraagliker sal wees in die oordeelsdag as vir jou. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir verstandige en wyse mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Dit is die woorde van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook glo. In antwoord op die skriflesing, sing ons nou gesang 103, albei die verse.
Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Oor die eeue heen, broers en susters, roep die Here na mense. Hy roep na my en na jou. Hy roep op baie maniere vir sondaars om na hom toe te kom. Hy roep vir Adam en Eva as hulle wegkruip agter die bome. Hy roep na die volk deur die stem van Jeremia. Hy roep na die stede waar Jesus sy wonderwerke doen, Chorazin en Betsaida en Kapernaum, deur die groot dade wat die Here daar doen. Hy roep deur die verkondiging van die evangelie. Hy roep deur die Bybel wat ons kan lees, die dagstukkies en oordenkings wat oral gepubliseer word. Hy roep Sondag na Sondag in die prediking. Hy roep na ons op 'n besondere manier by die nagmaal en by die doop. Hy roep na ons en sê, kom na my toe en ek sal julle rus gee. Die roepstem van die Here Jesus, broers en susters, sluit aan by die woorde van Jeremia, waarmee God na sy verbondsvolk roep. Staan op die ou weë. Kyk na die ou paaie, waar tog die goeie weg is en wandel daarin, en julle sal rus vind vir julle siele. Kyk na die pad van die lewe, en daarop sal julle rus vind in 'n wêreld vol onrus. En die Here Jesus beloof dit vir elkeen wat na hom toe kom, want hy is die weg wat in waarheid na die lewe toe voer. Hy is die weg waarsonder ons die Vader nie kan ken nie. En nou is die vraag, broers en susters, hoe kom 'n mens na die Here toe? Want van nature is ons geneig om weg te draai van God, om ons eie koers te loop. So doen die volk in die dae van Jeremia, so doen die stede waar die Here Jesus sy wonderwerke doen. Hulle kom nie na hom toe nie, want ons wil graag maar ons eie paadjies loop en ons eie dinge doen. En daarom is kom na die Here Jesus toe nooit 'n eenmalige bekering of 'n eenmalige omdraai nie. Om na die Here Jesus toe te kom, beteken om elke dag, elke keer weer, by elke besluit, by elke optrede, na die Here Jesus toe te gaan en te soek wat sy wil is. Kom is om jouself te gee as 'n lewende en heilige offer wat vir God welgevallig is. Kom na die Here toe is om jou hele lewe in sy hande te plaas, om voor hom as die koning oor die heelal en die Here van jou bestaan te buig. Kom is om in die woorde van Jeremia die goeie weg te loop. Die Here Jesus sê, as julle na my toe kom en in my bly, dan sal julle die gebooie van God gehoorsaam. Kom, broers en susters, lê ook nie in onsself nie. Kom na die Here Jesus toe is 'n genade wat God ons gee deur die krag van sy Heilige Gees. Dis hy wat ons ore oopmaak om die stem te hoor. Ons harte gewillig maak om daar na die Here toe ons te keer. Ons voete om op sy pad te gaan loop en ons hande om sy werk te gaan doen. En op hierdie pad is daar ware rus.
ware rus, omdat ons deur die Here Jesus die Vader leer ken. Jesus sê, ons kom na hom toe, nie deur die slimmigheid van mense nie, ons kom nie deur geleerdheid nie, ons kom nie omdat ons self so graag wil, of omdat ons so uitreik na hom toe nie, ons kom wanneer hy ons gryp, en die Vader aan ons openbaar. Niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Niemand ken die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie hy dit openbaar. En daarom is geloof, broers en susters, altyd weer iets waarvoor ons diep dankbaar is. Dankbaar omdat dit buite ons vermoë lê, maar God dit aan ons skenk. En wanneer hy die geloof aan ons skenk, dan gaan leef ons as God se eiendom. Dan gaan leef ons as die kinders van God. En as ons nie kom nie, dan leef ons in 'n wêreld sonder God. Dan leef ons in 'n wêreld sonder 'n Vader. Dan leef ons as mense wat vir onsself moet sorg, onsself moet beskerm, ons eie toekoms moet skep. Dan leef ons as mense op ons eie vermoëns aangewese, en dan leef ons in onbeperkte eensaamheid. Want dan leef ek alleen. Ek leef net vir myself. En is dit nie ons grootste ellende nie, broers en susters? Dat ons in 'n wêreld is waar God ontken word. En daarom 'n wêreld wat lyk so Sodom en Gomorra, waar ore toe is vir die roepstem van die Here Jesus. En oral om ons sien ons dit. Die onrus, die onsekerheid, die geweld, die selfsug, die wanhoop wat ons mense se lewens kenmerk. As ons sonder God is, sonder 'n Vader, dan leef ons arm, naak, blind, uitgelewer in hierdie wêreld. En nou sê Jesus, kom na my toe. Kom na my toe in geloof. Kom na my toe wanneer julle my stem hoor, en dan sal ek julle leer om die Vader te ken. Dan sal ek julle leer dat julle kinders van God is. As julle na my toe kom, dan sal julle agterkom, julle is nooit eensaam nie. Want niks kan julle van die liefde van God skei nie. Dan sal julle agterkom dat julle 'n Vader het wat alle dinge vir julle ten goeie laat meewerk. Dan sal julle agterkom, hoe lyk vaderliefde? Dan sal julle rus vind in die wete dat dit liefdevolle vaderhande is wat om julle gevou is, om julle te beskerm in die donkerste oomblikke. Dat dit vaderhande is wat oor ons uitgesprei is, om ons te seën en te versorg, elke dag, midde in 'n wêreld vol onrus en geweld. Dan leer ons die Vader ken, wat ons hande in syne vat, om ons te lei op die pad na die lewe toe. En soms wanneer ons struikel en nie self die pad kan loop nie, dan is dit die Vader wat ons optel en ons dra. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Vermoeid en belas is in pogings om self van hierdie lewe iets te maak.
vermoeid en belas is met al die pogings om jouself te beskerm en te handhaaf en jou eie lewe die moeite werd te laat wees. As jy na die Here Jesus toe kom, dan vind jy die Vader. En as jy die Vader vind, dan vind jy rus in die hande van die Almagtige. Ek vertrou op die Here, sê Dawid. Wat kan 'n mens aan my doen? Die Here roep, broers en susters, hy roep na my en hy roep na jou in hierdie tyd waarin ons lewe, in hierdie land waarin ons lewe, onder hierdie omstandighede waarin ons lewe. Die Here Jesus roep en sê, kom na my toe. Moenie wees soos die volk, as die Here hulle roep, wat vir Jeremia sê, ons wil nie kom nie. Moenie wees soos Betsaida en Chorazin en Kapernaum, wat hulle nie steur aan die groot dade van die Here nie. Gaan hoor opnuut die groot en wonderlike werk wat Jesus vir jou gedoen het, dat hy sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet het, sodat jy 'n kind van God kan wees. Dat jy deur hom by die Vader kan kom. Kom na hom toe. Kom na die feesmaal van die lewe toe. Kom om voor hom en voor die wêreld te bely, Jesus is die lewe. Hy is my lewe. Maar wanneer ons kom, broers en susters, dan is dit nie 'n uiterlike daad nie. Daar is tekens daarvan, wanneer ons na die erediens kom, wanneer ons na die nagmaal kom, wanneer ons na jare se katekisasie voor die kansel kom staan en bely, ek glo dat Jesus my verlosser is. Daarin kan mense iets van ons getuienis sien. Maar om na die Here toe te kom, bly nie daarby nie. Om na die Here Jesus te kom, is om te kom met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, met al jou kragte. Om na die Here Jesus te kom, is om sonder voorwaardes en sonder reserves, alles wat jy is, alles wat jy het, alles wat jy droom en alles wat jy wil wees, in sy hande te plaas en hom te volg in gehoorsaamheid en toewyding en oorgawe. Kom na my toe, sê die Here Jesus. As jy na my toe kom en jouself verloon en jou kruis opneem en my volg. En elkeen wat dit so doen, wat so sy lewe vir die Here gee en vir die Here leef, word die belofte waar. Ek sal julle rus gee vir julle siele. Want dan is dit nie meer omstandighede of die uiterlike dinge van die wêreld wat ons gemoed en ons toekoms en ons lewe bepaal nie. Dan is dit die liefde van Christus, die genade van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees, elke dag by ons. Amen. Kom ons sing saam in antwoord op die prediking, Gesang 192. Ons sing die eerste en die derde vers van Gesang 192.
Onse Vader in die hemel, in u groot genade ontferm u oor mense. In die genade het u ook deur die kragtige werk van die Heilige Gees aan hierdie 2 jong mense die geloof geskenk wat hulle nou kon bely. Ons bid, Here, dat die geloof elke dag by hulle sal wees. Ons bid dat u Heilige Gees in hulle sal woon en in hulle sal werk. Maar nie alleen in hulle nie. Kom, o Gees van God, en werk in elkeen van ons. Vat ons en bring ons by die Here Jesus. Maak ons ore oop vir sy stem, dat ons dit sal hoor en gehoorsaam en ons hele lewe met oortuiging en dankbaarheid in sy hande sal plaas. En wil, Here Jesus, wanneer ons u stem hoor en na u toe kom, die Vader aan ons openbaar, sodat ons in die krag van die Heilige Gees die rus kan vind van die wete dat God ons Vader is, dat ons sy kinders is, dat niks ons van sy liefde kan skei nie, en dat hy alle dinge vir ons ten goede laat meewerk, sodat ons sonder skroom getuies sal wees van die verlossingswerk van Jesus Christus, sonder om terug te hou, in gehoorsaamheid sal lewe, sal doen wat u van ons vra, dat ons die waarheid sal soek en dien, dat ons die pad sal loop van die lewe. Hoor ons as ons die dinge by u bid, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing nou ten slotte, broers en susters, gesang 299. Ons sing die tweede vers van gesang 299 ten slotte. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees, sal by u almal bly. Amen.